Goeiedag my mense, welkom terug by nog 'n YouTube video. Baie jammer dat ek lanklaas nie gepost het. Ek weet, lewe was besig, ek moes meer gepost het. Baie jammer, maar ons gaan vandag bene oefen, so dis die hele beginsel van vandag. Of nie beginsel nie, maar prinsip. Ons gaan hierdie energiedrankie drink. Dit is 'n Grizzly Energy drink. Dit is meer spesifiek vir soos e-sport mense. As ek soos kyk, soos dit staan hier agterop, soos volle Apex of e-sports. So ek neem aan dit is soos 'n e-sports company. Ek gaan 'n klein bietjie pre-vat saam met dit, want dit is net, ek dink 160 mg of 150 mg kafeïne, so nie te veel nie. Ek is baie excited. Ek het al soos 2 of 3 YouTube video's gefilm, maar nie een het soos tot completion gekom het, so dit delete ek dit net. Ek het hierdie pre gekry. Ek gaan dit nou probeer. Of wel nie probeer nie, maar ek gaan dit vat. Dit is deur NPL. Ek was nooit die grootste fan van hulle goed nie, maar ek het die afgelope ruk baie verskillende pre's probeer, so ek was net, weet jy wat, kom ek probeer hierdie weer, want hoekom nie. Voor dit gaan ek nou wel net my oats maak en eet, laat ek daar ten minste sê 'n bietjie carbs in my stelsel is. Ek gaan so 'n oombliekie wag voor ek my pre drink en so, want laat die oats net kan digest, julle weet. Okay, pre energiedrankie. Ek gaan die pre net bietjie aanmaak met bietjie water, laat dit net ten minste makliker afgaan. Hier's 'n kraan wat ek het wil wegskuif. Beker, wel, suiker. Come on. Soveel is al genoeg wees. Stap. Altesaam is hierdie 300 mg kafeïne, so ek dink is genoeg. Nie te veel nie, net genoeg, in my opinie nou. Veral omdat ek nou gaan oefen, obviously. En vir Barry, julle ken vir Barry wat gedeeld saam met my oefen, sommer by die gym van die pre-workout gee, net bietjie water. Okay, easy pre, kom ons roer ek het, hier is die ding, okay, sap. Kom ons skat hom. Sap. Die lekker ding van die pre is, alhoewel daar van die goed is wat underdosed is, proe dit nog steeds lekker. En pre-workout wat lekker proe, is baie belangrik in my opinie. So, want ek bedoel, as jy dit wil drink, wil jy ten minste nie heeltyd opgooi van dit, en jy verstaan wat, soos, party pre's is bitter sleg, soos julle staan te raai Venom Inferno pre, hier die ene, hy is bitter sleg, soos daar's nog seker soveel, omtrent die helfte van die ding oor of meer, omdat ek dit nie wil gebruik nie, want dit proe te sleg, soos, ek kan dit fisies nie drink nie, draai scoop, aanmaak, flippin met koeldrank drink, dit proe so bitter soos antibiotika, en, ek weet nie, so dis kom ek sê, lekker pre is goeie pre, want, elke pre gaan bietjie sleg proe, maar as jy hom lekker genoeg kan maak om te drink, is dit fyn. Is nie nou 'n wyn? Die is weird, kyk hierso. Ek weet nie verbeel ek myself net nie, maar ek dink dit is soos 'n ja, is 'n wyn. Weird, maar anyway, kom ons drink gou. Ek gaan hierdie drink op pad gym toe, want ek wil nie nou net soveel liquid dadelik hê nie, so ek wil bietjie begin loop en dan sal ek dit drink. Okay, so ek wag nou vir Barry, hy is soos 'n blok van my af. Ek staan nou, julle weet nie, so by 'n blok, want ons gaan nou saam gym toe stap van hier af, so ek wag eintlik net vir hom. Net of julle te wys soos waar ek staan, dis is, hy's daar aan die kant. Nou, ons staan hierso, dis nie baie mooi gebied nie, maar Barry is daarso, op pad. So sien julle as ek by die gym is, want dit is koud, en ek wil nie baie praat nou nie, want hierdie windjie is cool. Okay, so ek en Barry, wat nou hierso is, gaan nou gou armdruk. Gewoonlik vir lekkerte voor ons oefen druk ons 'n bietjie arm. Ja, dis seker nie die beste ding nie, want wat ek doen ons dit voor ons arms oefen, maar kom ons Barry. Wie is aan nie? Hy is aan ja, maar ons leer nog. So, hierdie gaan nou practice pools wees. Ons gaan nog steeds redelik krag gee, maar ons gaan eers soos een gaan probeer pin, die ander gaan net probeer hou en dan gaan ons vice versa doen en dan aan die einde gaan ons net bietjie vinnig druk. So, ja, dis basies wat ons nou doen. Kom ons begin. Gaan jy daai kant staan? Maak so. Sharp, wat is die woord? Even? Gelyk? Dis beter. Mens. Ja. So, ons gaan nou maar albei gryp soos so. Ek het nie lekker, okay, dis fyn. Nie maar ons het nou net reg, dan gaan ons nou weer links. Of gaan ons regs? Ons gaan regs gaan eers. Okay, kom ons gaan regs. Altyd trap in, hè? 3, 2, go. Jy moet nou wel 'n flop press ingaan. Dink ek sê jy gaan nie daar af nie. Jy sê daar gekom het. Okay, kom ons gaan links staan. Die flop, ek weet, dit is flop wrist press, maar flop press is same thing. Soos jy reg is? Okay. En go. Ek hoor dit as jy net so, maar is fyn. Ons 3,
2, go. Kom, so. Ek het geweet jy gaan adjust. Sorry. Jy wou vir 'n press gegaan het. Nee. O. 3, 2, go. Wat het ek gehoor hier? Okay, 3, 2, 1, go. Ek sê gewoon aan hoek nie. Gaan jy regs. Dis hier regs. Okay. 3, 2, 1, go. Dit is wel beter. Ek moet jy sien ons moes mekaar gehoek het anders ek moet vir jou gewrig gegee het daarso. Want Ek kan nie hoek nie. As ek so Ja, hoek, maar dan gaan ons baie. jy verstaan, ek moes jou die gewrig gegee het, anders is ek nie kom pin nie. Dis die ding van Arendrik, is baie tegnies, want soos ek het eers gegaan vir 'n toprol, want toe kon ek niks met hy het geflop press of probeer ingaan met 'n flop press en toe moes ek hom nou kans gee dat hy my gewrig kan vat dat ons kan hoek en toe ons arm so lok basies, toe kon ek dit gaan. Ja. Okay, dis jy reg is? 3, 2, go. Ja, ek kan nie toprol met jou nie. Ek kon nie. Ek moes gepres het. Ek hou nie van pres nie. Ek hou baie meer van die toprol voel, maar as ek nou soos iemand teen hom gaan, ek kan niks doen as hy flop pressie, dan het hy die advantage as ek heeltyd probeer toprol. Dis jy reg is? Okay. En go. Ek ben amper geraak. Iemand ingaan vir 'n prys in daai geval. Ja, jy sien, toe ek opgekom het om te probeer hoek te pin hy my. Wat dan? Daar kon ek niks doen nie. Wil jy weer links? Dis 'n lekker ding van armdruk, hè? Ek neem so aan. Okay, ons gaan gou vinnig klaarmaak en dan begin ons met bene. Okay, so ek gaan nou begin met 'n leg press. Ek warm nog op, maar ek dink my topset gaan maar weer wees hier so by soos 3.5 plates dalk 4. Ek wil redelik swaar gaan vandag. En ja, ek gaan so 2 sets doen van 'n wide-legged deadlift om te fokus meer soos my abductors en dan gaan ek later weer 'n bietjie leg extensions doen en dalk sissy squats of dalk gewone lunges, maar ek sal sien. Maar vandag is basies 'n baie heavy quad focus leg day. Ek gaan klaar maak met 'n klein bietjie hamstrings aan die einde. Nog een. Nog een. Oké. All right. Okay, nee. Hierdie leg day is brutal sover. Regtig. Krampe. En nou gaan ek nog 3 sets skuite ook doen. Ek gaan nie almal rekord nie, want dan raak dit repetitive, maar glo my, ek sal 3 doen. Dan is dit 4 in totaal. En dan gaan ek leg extensions moet nou doen
En ek dink dan gaan ek hamstrings doen. As hulle klaar maak met ons 1 set tot 5 van lunges. Ek dink my bene gaan pyn môre. Ok, nou ek is basies klaar nou met kuite. Ek het in totaal 5 sets gedoen, nie 4 nie, want ek was maar net lus, ek soek groter kuite. En ek dink actually ek gaan soos tot failure gaan met die leg extensions vir so 3 sets. En dan gaan ek nie die lunges doen nie, want my glutes het ek al klaar baie geoefen. Omdat jou glutes baie saam met jou abductors werk, soos met 'n wide squat pattern of soos 'n wide stance leg press, dink ek dit sal nou die beste idee wees nie. Ek gaan ook nie cardio doen vandag nie, omdat ek mos nou bene oefen, so ek oefen gewoonlik nie, of ek doen gewoonlik nie cardio doen, ek doen gewoonlik nie cardio as ek bene oefen nie. Nou, ek het vir die rukkie nie cardio gedoen want ek was te besig, maar ek gaan dit nog steeds doen en ek sal môre dit weer doen, net nie vandag nie. En ja, ek weet ook nie hoe gereeld ek weer YouTube video's gaan doen nie. Ek wil super gereeld, maar ek probeer kyk in watse formaat ek dit gaan probeer doen. So as jy enige idees het vir video's of as hulle net vlogs soek, sê my, ek sal soveel vlogs as moontlik doen. Maar ja, kom ons doen die leg press of leg extensions vir so ek dink 3 sets tot failure en dan doen ons die hamstrings. Ja. Oh. Ja. Ja. Oh. Alright, ek gebruik sommer front camera, want ek gaan nie nou met julle tripod opstel nie. Maar my bene is nou so gepamp. Ek sou hulle nie eers kon flex nie, al het ek as ek 'n kortbroek aangehad het, soos ek sou nie kon nie. Maar hier is 'n klein fisiek update. Môre is veronderstel om chest te wees, maar ek het nie 'n besering nie, maar 'n bietjie van 'n trek in my chest en ek het 'n blou kol hierso. So ek vermoed ek het dalk iets gekneus, soos 'n muscle. Nie iets major nie, ek kan nog steeds beweeg, maar dit is noticeably ongemaklik wanneer ek oefen en ek kom dit agter want my bench verswak nou al die afgelope 3 weke of 3 oefensessies. So, ek gaan so 1 of 2 chest days afvat. So môre is net skouers en triceps en dan weer voorarms. Hier is my voorarms by the way. Ek kan nog steeds flex, is net ongemaklik. Veral as ek so dit doen, dan voel dit hierbo baie ongemaklik. Maar overall voel ek nie bad nie. Ek's baie happy met die progress natuurlik. Maar ja, ek weet nou nie die beste camera kwaliteit nie omdat dit my front camera is, maar ek is baie happy daaroor. Ek dink ek gaan soos 1 of 2 video's neem waar ek nou nie praat nie, net vir soos content purposes. Maar ja, hier is 'n lekker fisiek update vir julle mense. Ek voel definitief al groter. My traps groei, my voorarms veral groei. Ja, ek gaan nie vandag maag oefen nie. Ek sal môre. Maar ja, dis 'n fisiek update. Ok, soos jy kan sien, ons is nou weer by die huis. Ek gaan nou 'n bietjie creatine drink saam met my amino acids. Want hoekom nie? Ek gaan net eers die aminos aanmaak, dan gaan ek die creatine dry scoop. Ek mors bietjie. Nee, ek dink dit het nat geword, maar ja, die amino acids is nou aangemaak en die creatine ek gaan probeer kyk dat ek soos 1 heap scoop kan vat in plaas van soos 2 apart in my mond te sit, want dan is dit net meer productive in daai sens. So ek dink omtrent so, ek weet dit lyk baie, maar ek dink omtrent so is gelyk aan 2 scoops, dalk bietjie minder, soos so. Maar okay, Barry is ook hierso. Dink jy dis genoeg vir 2 scoops? Ja. Sharp. Nou so ons gaan 2 scoops wat is baie poeier, maar dit is micronized, soos ek laas ook gesê het, een van my korter videoetjies.
En dit gaan net makliker af. Hierdie was vir my gestuur deur NVT Performance. So baie dankie aan die mense daar agter of die persoon, ek weet nie hoe groot die plek is nie. Maar ja, dis hulle eerste produk as ek dit nie mis het nie. Maar ja, Bon Appetit of Cheers of ek weet nie. Laat hy val waar hy wil, dis wat ek wou gehad het. Ek wou daai. Want ek bedoel, dis net kreatien, you know, so kreatien is natuurlik. Die van julle wat jy weet, die kreatien kom ook in rooi vleis voor. So as jy rooi vleis eet, kry jy ook kreatien in, maar jy gaan baie daarvan moet eet om genoeg kreatien elke dag in te kry. So die meerderheid mense sal benefit met 'n kreatien support supplement, maar ek sal definitief voorstel as dit buitekant jou budget is, moet dit nie gebruik nie. Ja, MET Performance, se kreatien monohydrate. Ja, ek en Barry gaan gou aangaan met 'n paar dinge. Hy gaan my help met 'n paar video's en 'n paar e-mails doen en wat ook al, ek moet ook respond op 'n paar goeders. So hy is eintlik maar net hier as my right hand man en ons gaan dalk 'n bietjie armdruk content ook vinnig maak. Ek weet net of julle te wys wat ek doen om vir dit te oefen, want julle weet as julle nou al regtig lank by volle weet julle ek het so 'n hele ruk laas jaar armdruk geoefen, maar met Patrick was ek bietjie besig en ek like dit om dit te oefen. Soos ek like dit om groot voorarms te hê en om met daai aggressiveness van armdruk te kan doen, want ek het boksing al probeer. Van julle wil wonder of doen ek nog steeds boksing? Nee, want dit is te heavy op my skouers en so dit beïnvloed hoeveel ek my skouers, arms en so kan oefen. Wat nie goed is nie, maar armdruk maak dat ek nog steeds so my tendenspyn nou en dan, maar dit is nie elke keer nie. En dit maak dat ek nog steeds my voorarms moet oefen, my arms, chest, alles so. Dit gaan hand aan hand in my opinie. Okay mense, update. Ek maak op die oomblik eiers, want ek bedoel ek en Barry moet nog steeds eet. Ek het 4 video's op TikTok al gepost, 2 op Instagram, 2 op YouTube, so dit gaan bitterlik goed. En dan as gevolg van dit ook 2 op Facebook, want as iets op Instagram gepost word, gaan dit ook Facebook toe. So, dis mos nou baie goed. Ek probeer ook so stelselmatig daar groei. Dis nie nou my grootste prioriteit nie, maar ek gaan meer probeer stoot daarop. So ek en Barry het weet, hy is nou huis toe en ek wil vandag met julle praat, né? Soos wel nie praat hy maar iets wys. So, soos julle weet, ek het nou nie my mikrofone aan nie, so ekskuus as die audio bietjie weird is en ek lyk nou bietjie geel as vol van die lig. Maar van julle wil seker weet hoekom hou ek van soos die armdruk staf en hoekom doen ek dit? Heel eenvoudig net, ek weet nie. Ek hou daarvan, dis soos bodybuilding. Hoe groter my voorarms is, hoe sterker my tendons is, hoe meer ek kan pronate, supinate, kap, side pressure, dinge, hoe beter. Dit beteken ek gaan fisies sterker kan wees, ek gaan fisies beter kan doen, ek gaan beter kan wees. En dit gaan nie my bodybuilding in daai sens benadeel nie. En dis wat ek love van dit, want ek sal nou hierso kan staan en ek het nie 'n idee, ek dink hierdie is seker soos, ek weet nie hoeveel kilogram nie, maar ek sal hierso kan staan en hierdie soos half, hierdie is soos 'n over the knuckle pronation rise, typical, maar ek sal hier kan staan en dit doen, waar jy mos nou die ding rotate, waar jy mos jou hand rotate terwyl jy die ding opbring. En ek sal my voorarms kan groei daarmee en môre sal ek nog steeds byvoorbeeld arms kan oefen. Ek sal kan doen wat ek moet sonder dat dit benadeel word en ek love dit. Ek like dit om te oefen vir die sport want dit is 'n tipe van 'n combat ding in sulke sens want jy beklei teen die ander ou se arm sonder dat ek permanente skade aan my kan doen. Ek weet dit klink weird, maar ek like dit baie as 'n hobby en ek wil regtig deelneem soos my voorarms wat groei, love ek. Ek sal regtig wil deelneem naderhand en obviously is bodybuilding my eerste prioriteit en ek dink dit sal definitief kan help. Soos ek gaan gou sommer net my hoodie uittrek om my voorarms te wys. Dit is lekker, soos my voorarms groei. Ek love it en kom hierdie is eintlik ek het dit swaarder gemaak, maar dit is al ook eintlik te lig vir my. Soos kom ons sê nou ek doen 'n riser curl, né? Ek hou so en ek rise. Dis is 'n halwe bicep curl om die stukkie bo te oefen. Wat ek ook kan doen is ek kan hom so hou en net rise. En met tyd sal my voorarms groei, sterker word en ek sal beter kan doen in armdruk. Al is dit nou 'n toprol, 'n hoek, 'n press, 'n flop wrist press, waarom ek nie baie goed is nie, maar dis die idee. Ek love it. Ek love it en ek spandeer nie soveel tyd daaraan as my gym soos bodybuilding nie, want dis nie so moeilik nie en ek bedink dit maak half sin want dis net voorarms. So ek doen dit soos miskien 4 keer 'n week. Ek sal amper daily 'n hand gripper doen net om 'n bietjie blood flow in my voorarms te doen en dis omtrent dit. Ek doen miskien 15 minute 'n dag aan dit.
as ek dit oefen en dit is glad nie moeilik nie, my voorarms groei, ek word sterker, jy het gesien ek en Barry het arm gedruk vandag en ek love it. My doel is nog steeds net om flippin huge te word en ek dink ek sog altyd soos baie verbaal daaroor, you know. Soos ek love it net om te groei en ek gaan nie ophou daarmee nie. So ja, dis hoekom ek armdruk doen en ek kan dit gemaklik in my eie kamer oefen. So welkom hier. Ok my mense, nou ek is bietjie siek op die oomblik, maar ek wil graag met julle gesels, nê. Ek het nou nie die res van die dag gefilm nie, maar net om soos af te cap vir die hele dag. Ja, my bene het gepyn, dis nou al soos 2 dae na die tyd. My bene is nou nog seer, daai leg day was rarig. Daai is reps op leg press was rof. Dit is ook nou soos 2 uur die oggend. Ekskuus daaroor dat ek nou weer soos rekord, dis nog 'n bietjie sagter praat. Dit was bitterlik rof. 'n live update. Ek het ook soos op 'n TikTok live het hulle 'n paar keer gesê, maar ek help ook besighede met hulle soos sosiale media pages, soos wat se video's hulle moet doen. Ek gaan skiet dit vir hulle, ek edit dit, ek post dit, daai tipe dinge. En dit is 'n groot gedeelte van wat ek ook nou doen saam met my pages, wat kind of cool is, ek like dit. En ja, dit is basies 'n live update heidaglik. Daar's 'n paar dinge en soos my pages groei, ek's baie bly daaroor. Ek gaan nog steeds my bes te gee en my doelwit is nog steeds dieselfde, groei op sosiale media, laat ek net my sosiale media voltyds kan doen naderhand en ek doen dit op die oomblik, maar saam met die ander mense so goed, julle weet so, maar ja, dis nog steeds die doel en ja, dis net al wat ek kan sê. Ek gaan nog steeds aanhou groei, nog steeds aanhou post, nog steeds my bes te gee en daar's nie ander veel updates om te gee en ja, ek het getrek. En ek sien nou by die huis nie, ek is nou by JJ, ek sien hier die spaarkamer, ek het nou, soos, hoe kan ek sê, hierso gekeer vanaand, ons het paar movies gekyk, en wat nog, ek dink chicken wings geëet, jy weet, soos goeie protein source en stuff, maar ja, ek hoop julle almal het 'n lekker dag, dankie dat julle gekyk het, hier is 'n baie random vlog, ek weet het, maar ek sal meer structured video's probeer doen, maar ja, ek hoop julle almal het 'n baie lekker aand, of dag, of oggend, of wat ook al. En ja, totsiens mense.